Goeiemôre pasiënte, subscribers, pasiënte, mense op ons Facebook groepie. Vandag wil ek praat 'n bietjie oor die pinhole lens. Wat is die Afrikaanse woord vir dit? Ek is nie seker nie, maar gaatjie klink 'n bietjie weird, né? Die gaatjie lens. Tjoe, okay. Maar dis wat dit is, hoor. Dis 'n gaatjie in 'n swart lens. Nou, as jy nou op 'n dag al wakker geword het, né, en jy maak net so half jou een oog toe en jy kom agter maar die ander oog sien nie so lekker nie en jy wil weet, o gats, wat gaan nou aan? Hoe ernstig is hierdie probleem? Dan moet jy nou hierdie gaatjie oogtoets doen. Nou, hierdie gaatjie gaan vir jou vertel hoe ernstig is die probleem eintlik, né? So, hoe werk hierdie gaatjie pinhole oogtoets van ons, né? En ons gebruik dit in die praktyk elke dag. Nou, kom ons begin by die begin. Het jy al ooit gesien dat meeste selfone het almal sulke buttons, sulke gaatjies nou? En hierso, as jy kyk hier binnekant, daar's letterlik so 'n ding. Daar's 'n swart rand en daar's 'n klein gaatjie in. Dis al wat daai ding is. Dis 'n gaatjie letterlik in jou selfoon met 'n swart kant om en hulle het 'n lensie daarvoor gesit, party van die manne, né? Nou hoe werk dit? So, kom ons gaan gou 'n bietjie terug in geskiedenis. So, as jy daai familiefoto's al gesien het van jou, né? Ek het ongelukkig nie een nie, maar jy sal altyd sien die mense in die ou foto's, daai van 120 jaar gelede waar die manne so gestaan het met die swart doeke so oor die kop, lyk soos Batman met sy cape, né? En dan het hulle nou so net 'n kaartbord tipe van 'n ding gehad en 'n gaatjie in en dan maak hulle net so oop en toe doef. Nou, dis wat hulle gebruik het. Hulle het hierdie gaatjie gebruik om lig deur te laat en dan daai gaatjie fokus basies al die lig. Dit laat net die perfekte ligstraal deur daai gaatjie. En jy sal ook sien as jy kyk na kameras, né? Die goed is nooit 'n wit rand met 'n gaatjie nie. Die goed is altyd 'n swart rand met 'n gaatjie in. En daar's 'n rede hoekom die ding swart is, want swart, as daar 'n ligstraaltjie is wat so half hier bounce op die kant, né? Die swart gaan daai ligstraaltjie absorbeer en net die perfekte ligstraal deurvat. So daai ouens daar met die kameras, né? Hulle het letterlik so half net koep so gemaak. Hulle het 'n beeld deurgestuur op daai fotografiese plate en dit was als duidelik. Jy sal sien al daai foto's is almal duidelik, maar is 'n bietjie dof, want baie van die lig word weggevat. Daar gaan nie genoeg lig deur daai gaatjie nie. Maar die gaatjie gee wel vir jou die perfekte ligstraal. So, kom ons gaan net goed terug dan en hoekom gebruik ons dit nou in 'n oogkundige praktyk? Dis baie eenvoudig, want as jy enige probleem het met jou optiese media, jou ooglens, jou voorskrif, jou kornea, dan gaan jy distorsie optel. Maar hierdie gaatjie gaan alles van voor af uitsny en net die perfekte ligstraal deurlaat. Nou, dis 'n baie eenvoudige en 'n belangrike toets wat ons omtrent elke dag op ons pasiënte doen. Veral die pasiënte wat so half ons sukkel om te toets. Ons kan nie regtig dat die ou die kleinste skrif kan sien nie. En ek weet nog nie presies wat gaan aan nie. Ek net weet, is daar 'n probleem of is daar nie 'n probleem nie? So om lank so kort te maak, as jy kan beter sien deur die gaatjie, het jy heel waarskynlik dan net 'n ander bril nodig. Jy het die korrekte bril nodig. Nou, ons sien nie gereeld nie, maar ons sien beslis 'n paar gevalle 'n jaar waar pasiënte inkom wat letterlik die verkeerde voorskrif het, né? Ons het nou gister per toeval weer ene gesien waar die pasiënt se regterlens se voorskrif in die linker oog ook was. So hulle het 2 regter voorskrifte in dieselfde bril gesit, né, in plaas van 'n regter en 'n linker, né. Nou ongelukkig die pasiënt het nie geweet van hierdie toets nie. So sy het net gedog daar's 'n fout met haar oog en sy was terug gewees en die ouens wou nie na haar luister nie. Maar om lank so kort te maak, né, as jy nou op 'n dag agterkom dat jou visie verswak het en jy wil baie vinnig weet wat is die ernstige probleem of nie, het ek dalk 'n ander bril nodig, het die ouens dalk 'n fout gemaak, 'n verkeerde lens ingesit, of moet ek nou sommer afsuiker daar na die spesialist toe of die dokter toe, né? Dan vat jy eenvoudig vir jou sommer so skeerskuim doppie, en jy maak sommer 'n gaatjie soos ek met 'n styfmes,
en jy hou die gaatjie dan teen jou oog. Jy hou hom teen jou oog, die gaatjie gedeelte, nie so nie. Jy wil hom so hou en dan kyk jy deur die gaatjie. Nou as jy kan beter sien deur die gaatjie, dan het jy heel waarskynlik net 'n brilprobleem, jy het kort 'n nuwe bril en nie te veel stres nie. Maar as jy deur hierdie gaatjie kyk en jy sien nie beter nie of selfs swakker, dan kan dit 'n meer ernstige probleem wees. Dan stel ek voor jy gaan sien maar jou oogkundige of jou oogspesialis, wat sê ouens, sooner than later, né? So dan gaan sien jy die manne. En in ons geval, soos ek sê, ons gebruik dis ons pinhole lens, ons gaatjie lens. En ja, as ek nie weet presies wat gaan aan nie en ek wil nou weet, is dit 'n oogprobleem, is dit 'n brilprobleem, is dit 'n gesondheidsprobleem of is dit net eenvoudig 'n brilprobleem? Hierdie gee vir my 'n idee van waar om te gaan kyk. So as die ou swakker sien met hierdie gaatjie, dan weet ek heel waarskynlik is die probleem nie 'n brilprobleem nie, dit is dalk makulêre degenerasie, katarakte, 101 ander goed, maar dit sê vir my ek moet daar gaan kyk. Maar as die ou kan beter sien hierso, en ek kan nie hom dieselfde standaard laat sien in my toetsstoel nie, dan moet ek nog so 'n bietjie meer tyd spandeer. En baie keer wat gebeur met binokulêre visieprobleme is dat die brein skakel albei oë af. So as ons hierdie toets doen, dan sien die ou nog swakker, maar dis nie 'n ooggesondheidsprobleem nie, dis 'n funksionele probleem. So ons doen baie binokulêre visie gevalle in die praktyk, maar hierdie, en ons het sommer nou so 100 van hierdie pipe caps gevat, gaatjies ingemaak, jy kan sien hier's 'n gaatjie in, en dit sommer vir die dokters gegee, want dis die eenvoudigste manier vir 'n normale algemene praktisyn om te kyk of sy pasiënt, as hy daar aankom, of die probleem ernstig is of nie. So as die dokter se pasiënt daar aankom en hy kan nie sien met sy bril nie of wat ook al nie, dan vat die dokter sommer net hierdie pipe cap, maak die pasiënt se een oog toe, kyk haar deur, kan die ou beter sien, en dan kan die dokter hom baie eenvoudig net afstuur na die oogkundige toe. Dis heel gewoonlik dan 'n brilprobleem. Maar hierdie is die eenvoudigste toets wat jy kan doen as 'n pasiënt, as 'n leek, né? Om 'n idee te kry van hoe ernstig jou probleem is. En ek sê altyd, as jy toegang het tot 'n oogkundige of 'n spesialis, veral as jy nie kan sien deur hierdie gaatjie nie, dan gaan sien jy nou maar eerder nou maar een van daai manne so vroeër as later. Nou partykeer is dit nie altyd moontlik nie. Mense sit partykeer op afgeleë plekke, maar hierdie gaan vir jou 'n idee gee van die ernstigheid van die probleem. En doen maar gereeld, veral as jy ouer word, doen maar gereeld daai selfie oogtoets wat ek noem, is kyk albei oë, kan die oë ver kyk, kan hulle naby kyk, maak seker dat jy weet wat gaan met jou visie aan, want glo vir my, na my retina loslating toe ek skielik blind geword het vir 'n paar maande, om op jou ou dag met een oog te sien, ek kon nie bestuur nie, ek het geen diepte gehad nie, dit is nie lekker nie. Ek beloof dit vir julle, ja, so kyk na jou oë, en as jy in die omgewing is van die Kaap, kom maak 'n draai by die praktyk. Ons hou daarvan om moeilike oë te sien, en nie moeilike pasiënte nie, maar moeilike oë. Maar ek hoop dit verduidelik die pinhole, die gaatjie lens, klink nog steeds bietjie weird vir my, die gaatjie lens toets. Baie dankie, lekker dag vir julle.